Hoe onderskei jy God se stem? Baie welkom by E-Kerk sê jou sê. Ons graag 'n bietjie saamgesels oor die Puls se reaksie wat jy gehad het en op gereageer het op Instagram. Hoe onderskei jy God se stem? As ons na 2 Konings 9 vers 11 kyk, dan glo jy dit of nie, maar hulle noem 'n profeet 'n malman. So klink dit soms vir ons as iemand sê hulle het God se stem gehoor. So kom ons gesels 'n bietjie saam vandag en vra, hoe kan ons onderskei wanneer God met ons gesels? Eerstens, as ons kyk na die Ou Testament, dan moet ons sien in die Ou Testament is profete middelaars. Hulle was die mense wat tussen God en die volk God se stem bekend gemaak het vir die volk. Ons moet sien in die Ou Testament dat hulle die brug was, hoe die volk gehoor het wat God wou sê en die profete dit ook so geïnterpreteer met en vir die volk. So ons lees byvoorbeeld nou in Hebreërs 1 in die Nuwe Testament val die klem nou 'n bietjie anders. Ek lees Hebreërs 1. Vroeger het God gepraat deur die profete, maar nou praat hy deur sy seun. So as ons die Bybel vat in die Nuwe Testament is Jesus Christus nou die stem van God. Ons kan verder gaan, Johannes 14 sê Jesus vir die mense, maar as ek nie meer is nie, gaan ek my Gees, my helper vir julle gee en ek gaan julle lei deur my Gees. So daar is ons 'n baie mooi Bybelse riglyn. Nou belangrik, ons het in die Paul gesê dat ons praat oor innerlike vrede as 'n rede hoekom ons weet wanneer God met ons praat. En is reg, want Kolossense 3 vers 11 of vers 15 sê, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. Maar ek wil tog vandag sê, die gevaar is dat ons slegs met innerlike vrede werk. So as ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat God werk deur sy Gees, deur die woord, deur gemeenskap van gelowiges. En dit is dan ook hoekom ons moet versigtig wees dat ons moet sê die enigste stem wat ons kan hoor is God se stem. Of ons is die enigste een wat God se stem kan hoor. Want ons moet sien as ons die Gees van God het en ons luister na die Gees van God, dan sal die Gees ons altyd na Christus toe lei. Nooit na vrees toe nie, altyd na liefde toe. Ons moet versigtig wees, as ons na Jona kyk, het hy ook innerlike vrede gehad, toe hy in die skip gelê het en geslaap het, terwyl daar storm was. Mag ons vandag saam luister en hoor hoe God met ons praat, bevestig deur sy Gees en deur sy woord, en mag ons ook so reageer op God se roepstem in ons lewe.